Goeiemiddag, ek groet elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die Koning van die Konings en die Here van die Leerskare. Ons is vanmiddag by die gedenkdiens, of mag ek eerder sê by die lewensviering van Abraham Gerhardus Hercules van Wyk, of mag ek eerder sê meer bekend aan almal van ons as oom Awie. Kan ons net open met gebed? Kom ons buig ons hoofde. Vader, ons kom vanmiddag na U toe in die naam van Jesus, deur die leiding van die Heilige Gees. Here, dit is oomblikke soos hierdie wat ons U kan aanroep as 'n liefdevolle Vader, iemand wat verstaan, iemand wat weet, een wat kan krag gee en ons kan deurdra, dit is U. Ons wil U innooi vandag by hierdie lewensviering van oom Awie en vra dat U sal kom vertroos en krag gee en ons sal kom deurdra. Ek dink aan tannie Babsie en aan die kinders, aan die geliefdes. Here, dat U by hulle sal kom stil staan. Dat U sal kom versterk en soos ek sê, sal kom vertroos. In die naam van Jesus vra ek dat U die verrigtinge sal kom seën. Ons bid dit in die mooi naam van Jesus. Amen. Amen. En amen. Ons hier by Afbok, insluitend myself en ons gemeente as AGS Nuwe Begin, wil graag ons innige meegevoel aan die Babsie, Jela's dogters en as familie en vriende en ook elkeen wat aanlyn is betoon. Ons gebed is dat die Heilige Gees julle sal styf vashou. Die woord van die Here sê dat die Heilige Gees is ons trooster en hy sal ons troos en krag gee deur die moeilike tye waardeur ons gaan. En vandag is daar familie en vriende wat by ons is, maar van die moeilike dae gaan nog kom. Wanneer die ander huis toe gaan en ons alleen in die kamer moet sit en die herinneringe kom terug, is daar die oomblikke wanneer dit moeilik word en mag die Here vir julle die krag gee. Mag die Heilige Gees vir julle deurdra. Mag ek vra dat ons hierdie pragtige blaadjie gaan neem en dit net saam deurlees in herinnering van oom Awie. Hy sê daarbo op die eerste blad, hy sê in liefdevolle herinnering, Abraham Gerhardus Hercules van Wyk, gebore die 3de November 1941 en die tydelike lewe hier op die aarde verruil vir die ewige hiernamaals die 21ste April 2026. Jy kan saam met my omblaai. Die diens vind plaas by Afbok, 3 Riviere in Vereniging. Die diens word waargeneem deur myself, pastoor Ewen Delport, op donderdag die 30ste April 2026 om 12 uur. Dan ons skriflesing op spesiale versoek is Psalm 139 vers 1 tot 4, so pragtige psalm. Hy sê vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Hy sê, Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en lê. En U is met al my weë goed bekend, want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit en al. Here, die God wat ons dien, hy ken ons, hy weet van ons, en hy weet wat ons deurgaan. En net so het hy ook vir oom Awie geken. Die woord sê, voordat hy in sy moeder skoot gevorm was, het hy hom geken, by sy naam. Hy weet hoeveel hare op sy hoof was. Die woord sê van sy hare, U en my hare is genommer. Dis die God wat ons ken en wat ons dien. As ons so aan die regterkant van ons blaadjie kyk, is daar 'n begrafnisbriefie wat ek graag vir ons wil voorlees. Hy sê, dit was die Here se wil om die gees van ons ontslape Awie te laat terugkeer na hom wat dit gegee het. Ons sou hom nog so graag 'n bietjie langer wou hê, bietjie meer wou doen, nog iets wou sê, meer wou gee, bietjie meer waardeer,
die tyd in sy snelle loop wou keer, maar die Here het geroep, dit is sy wil, swyg my siel, wees maar net stil. Die uurglas is leeg, die tyd is heen, dankie Heer vir die tyd wat U hom aan ons geleen het. Sy heen gaan word die betreur deur sy familie en vriende. Ons gaan 'n pragtige lied saam sing, Psalm 130. Ek gaan vra dat U saam met my, ek dink dit gaan net gemakliker wees om te sit, terwyl ons op die TV gaan, die musiek saam luister, die woorde is in die blaadjie. Kom ons sing dit saam, hierdie pragtige Psalm, Psalm 130, is ons eerste Psalm wat ons gaan saam sing. Baie dankie, kom ons sing dit saam. Net vanmôre weer eens om dit te kan bely en met gesang. Mag ek vanmôre weer begin deur te sê, ons is vandag hartseer en ek dink ons verlang al klaar. En waarop soos ek kan dink vandag, jy het 'n leeftyd, 'n lewenspad saam gewandel. Soveel jare wat Tannie en Oom Alwie saam geleef het, kan 'n mens nie net binne 'n paar dae vergeet. Miskien is daar vandag vrae wat ons nie al die antwoorde op het nie. Maar ek wil vandag begin deur te sê dat die woord van die Here leer ons en hy sê dat wanneer ons na Jesus toe kom,
en ons harte met hom deel, dan is hy daar om ons te lei. Hy is die weg, die waarheid, en hy is die lewe. En hy is die antwoord op al die vrae wat ons mag hê. Die woord van die Here leer ons, hy sê dat ons vandag ten dele sal weet. Ons het nie al die antwoorde op al die vrae nie. Ons verstaan dalk nie alles vandag volkome nie. My gebed is dat wanneer daar dalk mag vrae wees of dinge wat dalk nie sin maak 100% nie, dat die Here vir Tannie daardie vrede sal gee. En ook so vir elkeen van ons. Dat ons daai behoue sal hê dat die God waaraan ons vashou en wat ons dien, is altyd daar vir ons en hy sal vir ons deurlei en hy sal vir ons help. Ek het persoonlik nie die voorreg gehad om alweer persoon te ontmoet nie, maar ek verstaan dat as ek so luister na Karen en wat die familie so bietjie geskryf het en deel dat oom Awie was 'n baie hardwerkende man en hy het onwrikbare dissipline gehad. Vroeg in die oggend opgestaan en hy het hard gewerk. Van jongs af in sy lewe, van 16-jarige ouderdom af, het hy sy lewenspad uitgekap en gewerk. Met sy hande het hy vir homself 'n toekoms uitgewerk. Ek verstaan dat as jong man het hy nie altyd, soos wat ons sê, 'n maklike begin gehad. Maar hy moes ergens 'n besluit maak om iets te doen met sy lewe. En as ons vandag terugkyk, as ek die getuienisse hoor, dan het hy hard gewerk om te kom waar Daniëlle vandag is. En vir my is dit 'n teken van 'n man wat uithou vermoë getoon het, wat teen die lewensstorms en dinge van die lewe gestaan het om te probeer werk. Ek verstaan ook dat hy het sy koerante verslind. Hy het die nuus, hy was lief vir die nuus en hy was lief vir geskiedenis en vir sy familie was hy hulle eie nuusman gewees. Wanneer hulle van die werk afkom of as hy kansie gehad het, het hy vir hulle die wêreldnuus opgesom in 'n kort tydjie en vir hulle mooi verduidelik wat in die wêreld aangaan. Dis goeie herinneringe waaraan 'n mens kan aan vashou. So vandag groet julle 'n oupa, 'n pappa en 'n oupa groetjie. 'n Man met 'n vlamskerp sin vir humor, of dit nou plooie of polyfiller grappies was. Hy het sy lewe gelewe en ek glo hy het diep spore agtergelaat. Julle as familie en vriende se lewe. So ek glo wanneer ons hierdie woorde vandag sê, dan laat hy diep spore agter op sy unieke, kosbare manier. Ek hou daarvan om dit baie keer te noem by begrafnisse. Want baie keer wanneer ons by 'n begrafnis is, dan praat mense net van lof van die afgestorwene. Wat ek wil noem is, en ek wil hê jy moet dit in liefde verstaan, nie een van ons is volmaak en sonder sonde nie. Baie keer wil ons hê dat die persoon van wie ons praat moet daarvan net mooi gepraat word, asof hulle nie mens was en geen foute gehad het. Net soos elkeen van u dink ek het hom Awie ook maar sy tekortkominge gehad en sy het foute gehad. Hy was mens. Maar net so is ek en u. Het ons tekortkominge en ons het ons foute. En daarom kan ek nie vandag hier staan en maak asof hy volmaak was, want nie een van ons is. Maar elkeen van ons, net soos oom Awie, het 'n redder, 'n verlosser en 'n saligmaker nodig. Dit is graag waar ek vandag met u wil gesels, want hy het die tydelike met die ewige verruil. Hy is ons een voor. Hy is nie meer hier vandag, maar ek en u is nog hier. En hy wil vir 'n oomblik so bietjie met u gesels oor daardie lewenswedloop, daardie lewenspad wat ek en u nog loop. Ek verstaan dat oom Awie het paaie gebou. Hy het paaie gebou, letterlik teerpaaie, grondpaaie moes rol, en
toe het hy dieselpompe en dinge gewerk met sy hande. So hy was 'n harde werker, maar hy moes paaie bou. So dis 'n lewensjourney. Daar's 'n pad wat ek en jy moet bou van ons lewenspad waar ons begin lewe. En dan is daar 'n einde aan daai lewenspad wat ons op 'n pad gaan kom soos hy waar ons die tydelike met die ewige gaan moet beëindig. Die woord van die Here leer ons, hy sê, ons gaan daai lewenspad, wanneer dit geëindig word, op een van twee plekke eindig. Dis in die ewige hiernamaals, of saam met die Here Jesus, ons God drie-enig vir ewigheid, of, as ons in die woord van die Here glo, as die Bybel, die enigste ander plek is die ewige hel. So ons kan dit of saam met God deurbring, of vir ewig verwyderd van God. Die Here leer ons ook in Psalm 23, 'n Psalm wat vir ons almal baie wel bekend is. Hy sê, die Here is my herder. Mag ek vir 'n oomblik met u gesels, want dit skakel vir my so mooi in by ons versgedeelte, Psalm 139, wat sê, die Here ken my. Wanneer ons na Psalm 23 kyk en sê, die Here is my herder, dit praat van die Here wat my ken. 'n herder ken sy skape. Psalm 23 sê, hy sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy sê, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Dan vers 3 sê, hy verkoop my siel, en hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Dan vers 4 wil ek vir 'n oomblik net so 'n bietjie stil staan. Hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. Ek sien, in ons lewe gaan ek en u een of ander tyd deur 'n seisoen gaan, waar dinge nie altyd goed gaan nie. Ek verstaan, oom Awie het deur seisoene gegaan, waar dinge nie altyd maklik was nie, van kindsbeen, en selfs in sy ouer lewe ook. Babsie, ek dink Tannie kan met ons deel, net so in Tannie se lewe ook, het dinge nie altyd maklik gegaan nie. Net so elkeen van ons het 'n storie om te vertel. Net soos wat daar 'n pad gebou moet word, is dit harde werk. Daar's groot masjinerie, daar's grondbreek wat moet plaasvind. Dit is moeilike tye wat plaasvind. Dit gebeur nie net oornag om 'n pad te bou nie. En net so in ons lewenspad wat ons bou, gaan ons deur moeilike dinge, moeilike seisoene, moeilike omstandighede wat dit nie altyd maklik is nie. Maar ons moet maar aangaan. Die lewe gaan aan en die pad moet gebou word. Woord van die Here sê, al gaan ek deur daardie dal van doodskaduwee. Hierdie woord doodskaduwee is nie die fisiese dood nie. Die woord sê dis 'n skaduwee van die dood. Hierdie skaduwee van die dood voel vir baie van ons dalk selfs asof dit die fisiese dood mag wees. Mag ek die analogie gebruik en sê dat dit vir ons dalk voel soos die dood. Jou omstandighede, mag dit dalk 'n huwelik wees, mag dit siekte wees, mag dit dalk werksomstandighede wees, mag dit dalk finansiële verknorsing wees. Miskien is dit kinders, uitdaging met kinders, hoe dit ook al mag wees. Daar's soveel uitdagings en omstandighede wat ons deurgaan in hierdie lewensjourney, in hierdie pad wat ons moet bou, waarmee ons lewe, wat vir ons moeilik is. Dat vir ons baie keer voel soos 'n skaduwee van die dood. Maar dan ook vandag presies dit wat julle vandag ervaar as familie en vriende, julle het julle geliefde om Awie in die dood afgestaan. Dit is 'n ervaring, 'n eina situasie. Dan hou ons ook aan die woord van die Here vas wanneer hy vir ons sê, hy sê, al gaan ek deur daardie dal van doodskaduwee. Hy gebruik die woord, hy sê, al gaan ek deur. Hy sê nie al bly ek in daardie plek vasgevang nie. Ek en u gaan
in ons lewe op 'n plek kom waar ons die besluit moet maak. Ek gaan deur die dal van doodskade weer moet beweeg. Ek sê weer, ek het nie vir hom Awie geken nie, maar as ek luister, dan het hy nie opgehou lewe nie, hy het aangegaan. En hy het beklei om bo uit te kom. Hy het opgestaan vroeg in die oggend, na sy werkswinkel toe gegaan, en gewerk tot in die middag. Hy verstaan dat hy het hard gewerk en in sy lewe selfs beroepsveranderinge gedoen, soos Tannie Babsie my nou die dag vertel het, selfs beroepsveranderinge gemaak, van toe hy moeg was om paaie te bou, was dit diesel engines Tannie, sommige diesel engines aangepak en gaan verander. Sy hande was nooit, hoe kan ek sê, stil gestaan om ander te help nie. En ander het hom ingedoen en te nagekom, maar tog weer opgestaan en ander gehelp, weer probeer help. Was hy 'n maklike man? Nee, maar hy het ander weer gehelp. Mag ek en jy leer by sy voorbeeld, want dis tog hoe dit gaan in die lewe. Sien, ek en jy moet nie gaan lê. Ons moet opstaan, aanhou en deurdruk. En ek dink as Oom Awie vandag met ons kon gesels. As daar iets is wat hy met ons kon deel, sou hy tog dalk hier aan geraak het en gesê, die lewe na die dood is 'n werklikheid en julle moet aanhou. Moenie gaan lê. Hou aan beklei. Hou aan werk. Werk hard. Dit is die moeite werd. Wees gedissiplineerd. Moenie ophou. Die lewe is die moeite werd. As ons terugkom na Psalm 23 en ons hou aan God se woord vas, dan sê hy, al gaan ek in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Dan sê Dawid, hy sê, U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. Daar sal altyd moeilike tye kom, daar gaan altyd mense wees wat dalk nie van U en my hou nie. Daar sal mense wees wat ons dalk te nakom, mense wees wat van ons vat. Maar die woord van die Here sê, hy berei as God vir ons 'n tafel teenoor ons teestanders. En dan sê hy, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Met ander woorde, daar sal altyd voorsiening wees. God sal altyd deurkom. Hy sal altyd vir ons sorg. Dan sê hy, net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly, in lente vandaan. Nou, in die Ou Testament weet ons dat daar was 'n tempel, daar was 'n plek van samekoms, waar die volk by mekaar moes kom, maar in die Nuwe Testament sê die woord van die Here, is ek en jy sy tempel. Ons is die huis van die Here. So ek wil vanmôre hierdie gedeelte nie verander nie, maar net so 'n bietjie aanpas en sê, ek sal die huis van die Here bly, tot in lente vandaan, want ons is die tempels van die Here. Ek wil julle vandag bemoedig en aanmoedig, dat al wanneer dit moeilik gaan, wanneer ons daai lewenspad moet bou, en ons het dalk baie keer harde, verskoon my woord, tools nodig, bulldozers en al sulke goed nodig om net deur die lewenspad te kom, hou vas aan Jesus. Die woord van die Here sê, hy is altyd daar om ons deur te dra, en al voel dinge moeilik, en al voel dit soos 'n skaduwee van die dood, die woord van die Here sê, hy sal ons altyd deurdra, sy stok en sy staf sal ons troos, sal ons lei en sal ons deurdra. Hy sê, al gaan ek deur daai dal, ek sal geen onheil vrees nie. Tannie Babsie, vir julle as dogters, kinders, kleinkinders, familie, dis die hoop waaraan ons vashou vandag. Is die belofte in God se woord, hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dis 'n belofte vir die kind van die Here, vir die wat Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker. Is dat maak nie saak wat se seisoen, wat se probleem oor ons lewenspad kom nie. Die Here sê, ek is altyd daar.
Jy sien, meer as 2000 jaar gelede het Jesus aarde toe gekom om versoening vir ons te bring. Jesus het sy hemeltroon verlaat, hy het kom sterf aan die kruishout van Golgotha, sodat daar vir ons versoening kan kom. Want ek dink as ons as mens onsself kon red, as ons probleme kon oplos, dan sou ons dit mos gedoen het. Stem nie saam? Ek meen as ek nie 'n dokter nodig gehad het nie, hoekom moes daar dokters wees vandag? As ek my eie paaie kon bou, hoekom moes daar ouens wees wat paaie bou soos oom Awie? Net so is daar mense nodig met sekere vaardighede, waarin as ek na jou kyk in die gesondheidsbedryf, as ek dit so kan stel, ons het julle nodig. Ons het mense nodig wat ons kan help, wat vaardighede het, wat ons nie altyd het. So het ons Jesus nodig, want ons kan nie onsself red en onsself verlos nie. Ons het 'n God nodig. En ons moet op 'n plek kom in ons lewe waar ons die knie moet buig. Sê, Here, ek het U nodig. Ek het U nodig as my herder. Ek het U nodig as my God. Psalm 139 sê, U ken my, U deurgrond my. En ek wil vandag daai geleentheid gebruik. Ek glo om Awie, herder in sy lewe, moes hy op 'n plek kom waar hy daai belydenis gemaak het. Ek en jy het vandag weer 'n kans, weer 'n geleentheid. En die uurglas hardloop so vinnig verby. Ek het gister, ek praat nou met Karen, 5 jaar gelede is my pa oorlede. En dit voel vir my soos gister. Dit voel soos 'n paar maande gelede. Dit voel soos 5 jaar terug. Ek onthou nog baie goed hoe ons by sy graf gestaan het. Maar tog is die eina nog daar wanneer jy die foto sien en jy dink aan die goeie herinneringe. Maar die tyd gaan so vinnig verby. Baie keer dink ons, volgende jaar, ek wil net 'n paar dinge in my lewe uitsorteer, 'n paar dinge doen, ek is nog jonk. Ons weet nie wanneer die einde daar is nie. So kom ons laat nie geleenthede verbygaan nie. Kom ons gebruik die geleentheid om vandag te sê, Here, ek wil net seker maak my saak is met U reg vandag. So mag oom Awie se lewe vandag vir jou en my 'n getuienis wees, dat terwyl ons lewenspad bou, en dit is nie altyd maklik nie, al gaan ons deur daai dal van doodskade weer, ons goeie herder is daar, Jesus Christus, en hy sê, vat my hand, ek sal jou lei, ek sal jou krag gee, en ek sal met jou wees. Al gaan jy deur moeilike tye, ek is met jou. My stok en my staf sal jou troos, sal jou lei, sal jou versterk. In afsluiting vandag wil ek graag 'n gedeelte vir ons lees, 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16. Paulus kom en hy skryf hierdie woorde en is my so van pas op dit wat ons vandag oor praat en dit wat gebeur. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê Paulus, hy sê om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Hy sê al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Die Bybel sê ek kan nie anders as om te dink aan die staaltjie wat aan die vertel het van die olievuller en die plooie en die eiers op die kar se bonnet. Ek dink almal ken die staaltjie. En mense raak nie jonger nie, né? Die plooitjies is maar daar. En ek dink om Awie self is nie nou aan die einde van die tyd gelyk soos toe hy gelyk het 20, 30, 40 jaar terug nie, né? Maar hoe dit ook al sê, die uiterlike gaan verby, ons verouder. Die mens ervaar pynne en skete op plekke in jou liggaam wat jy nie gehad het toe jy jonk was nie. Ek het nooit verstaan toe my pa sê as jy 45 word, moet jy brille dra nie. Die arms word te kort nie. En nou dat ek
mylpaal verbygegaan het, verstaan ek dat ek my notas, my skrif moet al hoe groter word. Hoe dit ook al sê, ons verouder. Maar Paulus kom en hy sê, ons word nie moedeloos nie. Dan gaan hy aan na vers 7 en hy sê, ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering. Hy sê, maar hierdie swaar kry gaan verby. Dan sê hy, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles vir ewig oortref en wat ewig bly. Hy praat hier van die ewige lewe. Hy sê die tydelike lewe hier op aarde gaan verby. Nêrens in die Bybel sê die Here ons gaan vir altyd lewe hier op aarde. Dis 'n tydelike lewe. Maar hy beloof aan ons die ewige lewe. En ek het begin in die begin gesê die ewige lewe gaan op een van twee plekke wees. Ewig saam met God of ewig verwyder die ewige hel. Hy sê dit loop ons uit op 'n ewigheid wat alles oortref vir ewig. Vers 18 sê ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Hy sê want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. Hy sê ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar net 'n tent is, wanneer dit afgebreek is, hy sê ons 'n vaste gebou in die hemel het. Wanneer hy hier die ons gebruik in die oorspronklike vertaling, dan sê hy die kind van God, die wat in Christus Jesus is. Hy sê dit is 'n woning wat nie met mense hande gemaak word nie, maar deur God gemaak word en dit bly ewig staan. Dis 'n woning wat deur God voorberei. Jesus het daardie dag toe hy opgevaar het na die hemel, na sy kruisiging vir sy disippels gesê, hy het gesê ek gaan hom vir julle plek voor te berei. Hy het dit nie net vir hulle gesê nie, hy het dit ook vir ons gesê, die wat nog gaan kom na hulle. Hy sê ek gaan hom plek voor te berei. En as ek gegaan het om plek voor te berei, gaan ek kom om julle te kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. Daar gaan 'n uur aanbreek waar hy jou en my gaan kom haal. En die enigste oomblik, die enigste manier hoe ons daar gaan kom is op een van twee maniere, is om te sterf, soos wat om Abel ons vooruit gegaan het, of as jy die woord van die Here glo, met die wegraap. Sou Jesus kom om ons te kom. Die een wat eerste kom, ons moet gereed wees om saam te gaan. En afsluiting van môre, is ek en u gereed as hy ons kom. So ek wil van môre 'n gebed doen. Miskien sit jy hier en jy sê, Ewen, ek het dit nog nooit so gehoor nie, of ek besef dit dalk nie so nie. Ek het dalk nog nie 'n kans gehad nie, of ek het as jong kind gekatkeseer. Ek het al Jesus aanvaar, maar ek het dalk so 'n bietjie lou geword, ek het dalk stout geraak, of dinge gedoen wat ek nie moet doen nie, maar vandag wil ek net seker maak, dat my saak met die Here Jesus is reg. As jy dalk so voel in jou hart, gaan vra dat ons oë gaan sluit, en ons hoof gaan buig, dat jy net vinnig, as die oë gesluit is, net vir my vinnig jou hand wys. Ek wil saam met jou bid, voordat ons aangaan, en dan gaan ons 'n pragtige psalm hierna weer saam sing. So mag ek vra, kom ons sluit ons oë en buig ons hoofde net vir 'n oomblik. As jy sê, Ewen, bid saam met my. En al die oogies gesluit is, niemand kyk rond nie. Hier is 'n oomblik tussen jou en God. Steek net vinnig vir my jou hand op. Sê ek wil net seker maak my saak met Jesus is reg. Dankie vir daai hande. Ek gaan net tot by 3 tel. Ek kan net vandag vir my wys. Sê wil ek moet saam met jou bid. 1, 2, dankie vir daai hand. En 3. In jou hartjie, bid saam met my hierdie volgende woorde. Met jou lippe bely dit, sê Here Jesus, ek bely van elke ongeregtigheid en sonde. Ek bely dat ek myself nie kan red. Ek het U nodig. Vergewe my. Was my skoon met U kosbare bloed. En skryf vandag weer opnuut
my naam in die boek van die lewe. Ek glo die Bybel. Die woord van God sê, as ek glo en bely met my mond in God die Vader, God die Seun Jesus Christus en God die Heilige Gees, dan sal ek gered word. En dis my belydenis vandag. Ek glo nie. Dankie dat ek vandag U kind is. Heilige Gees, lei my, leer my U weg en U weer vandag af. U is welkom in my lewe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. 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 Woord van die Here leer ons dat wanneer ons so gebed bid, wanneer iemand tot bekering kom en 'n hart aan die Here gee, dan is daar 'n fees wat plaasvind in die hemel. En vandag glo ek, is daar 'n fees. Die God wat ons dien, is, ek weet nie om dit in Afrikaans duidelik te sê, daar's 'n party in die hemel wat plaasvind. Ek hoop jy verstaan my hart, want daar's mense wat hulle saak met Jesus reggemaak het. Ek weet ook vandag dat ons, Geesnuwe Begin, myself, is daar vir elkeen van u. Sou u graag net wil gesels op chat, wil hê ons moet saam met jou bid, die Babsie, Baren, julle is baie welkom. Julle het my nommer, die tyd wat kom, is baie welkom om te kontak, met 'n WhatsApp te stuur. Ons is daar vir julle. As daar enige iets is julle baie welkom om ons te kontak. Daar's 'n pragtige lied wat ons gaan saam sing, Psalm 146. Prys die Here met blye galme. Te midde van eina, te midde van hartseer, kan ons hierdie belydenis nog steeds maak. Kom ons sing dit saam. Vergewe, maar mag ons hom deurlees. Kom ons lees dit. Hy sê, dan prys die Here met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Ek sal, solank ek leef, my psalme vrolik toewy aan sy lof en hom, wat sy guns my bied. Altyd groot maak in my lied. Salig hy wat in my lewe sonder hulp en sonder raad. As hom alles wil begewe, vlug tot God, sy toe verlaat. En ook in die swaarste nag op die Here alleen bly wag. Wat 'n pragtige psalm en belydenis. Amen. Ons gaan oorbeweeg en ek wil graag dan ook vir Karen na vore nooi om vir ons die bedankings te kom waarneem. Karen, Goeiemiddag. Graag doen ek namens die familie die bedankings. Ons wil net opreg dankie sê vir elkeen van julle wat hier is, om saam met ons afskeid te neem.
Hulle teenwoordigheid, ondersteuning en liefde beteken vir ons baie. Baie dankie vir elke gebed, elke boodskap, elke oproep en elke gebaar van u. Dan wil ek net persoonlik dankie sê vir Dr. Sias Sil, vir sy sorg en deernis, vir die nooddienste, 911, die begrafenis van die moeders, Rian, Rinaldi, Neville, van die Sassenburg-tak, vir die professionele hantering van die redings. Dan dankie pastoor Ewin, vir die mooie diens en die woorde van troos, vir Gerda, van Afvoer 3 Riviere, baie dankie vir al die redings in die kapel. Dan aan almal wat hier is vandag, en die wat saam met ons aanlyn is, wat nie hier kan wees vandag nie, baie dankie vir my liefde en ondersteuning. En wat ek net my ma ook sê, baie dankie vir die laaste maande. Was nie maklik nie, my pa was moeilik, maar sy kon met baie liefde en baie geduld versorg. As hy nie kon hoor nie, en sy kan nie hoor nie, en dit raak 'n bietjie hard vir ons. Maar ja, met al sy mikrogramme het sy baie mooi gekry en met baie liefde versorg. So dankie. Ek wil dan ook graag as huldeblyk 'n briefie vir u voorlees van Jos en Dalena wat hulle gestuur het. Die briefie lees soos volg, hy sê, liewe Babsie, kinders en kleinkinders, vandag groet ons vir Awie. Mag die Vader julle styf vashou en vertroos soos net hy kan. Ons dink ver terug aan al die kuiers en saam eet in Humansdorp. Daar waar stories uitgeruil is, waar ons lekker saam gelag het en soms ook 'n traan gestort het. Een storie wat ons tot vandag vertel en aan terugdink is wat Awie vertel het van sy motorfiets, wat hy nie aan die gang kon kry nie. Daar word besluit, hulle sal dit aan die brand sleep. Dit werk, maar o wee Awie is so bly dat hy vergeet van die sleeptou. Gaan die motor verby en waai vrolik. Nodeloos om te sê wat gebeur het. Ons kan maar net indink wat het gebeur, julle sal seker weet. So kan ons lank skryf en vertel. Totsiens vriend, eggenoot, pa, oupa en grootoupa. Rus in vrede, Jos, Dalena en kinders. Ek wil vra dat u weer die briefie vir ons gaan neem, na die heel agterblaadjie gaan neem. 'n Paar woorde ook, wat ek graag vir ons wil lees. Hier agter op die briefie staan, mis my, maar laat my gaan. Hier aan die einde van my lewenspad, het die son vir my finaal gesak. Maar moenie huil en treur oor my. O nee, wees bly, my siel is vry. Mis my 'n rukkie, maar nie vir lank. My kop omhoog en geen hartseer klank. Onthou hoe het ons liefde ons lewenspad gebaan. Mis my, maar laat my gaan. Hierdie pad moet ons elkeen stap, en alleen moet elkeen die tog aanpak. Dit tog aanpak, ja. Dit alles is deel van Gods meesterplan, op pad na waar die ewige, die tydelike vervang. So wanneer jy eensaam en hartseer voel, laat vriende se liefde en troos julle oorspoel. En goed doen aan ander kan geen droefheid bly staan. Mis my, maar laat my gaan. Ons is baie keer as mens so ingestel om altyd die negatiewe en die sleg te onthou. Maar
kom ons maak 'n ekstra poging om ook die goeie en die mooi te onthou. Ek sê baie maal vir die paartjies wat ons trou vroeg in hulle lewens, wanneer jy verlief is, dan wil jy niks verkeerd weet van die paartjie wie jy verlief op raak. En dan trou jy, dan is dit asof trou die bril is. Dan sien jy al die slegte en die foute en die negativiteit raak. Maar kom ons probeer om die mooi raak te sien ook in die huwelik. Ek wil amper dieselfde vandag sê, kom ons onthou die mooi en die goeie oomblikke saam met die einde. Daar was harde paaie wat gebou moes word, maar daar was mooi en goeie tye ook. Ek bid dat die Heilige Gees as trooster vir elkeen van u sal vashou, sal krag gee, sal vertroos in die tyd wat voor lê. Babsie, ons dink aan Tannie, julle as kinders, kleinkinders, en weer wil ek sê, onthou dat ons is daar vir u. Karen, soos jy gesê het, weet dat die Here sal vir julle wees. En mag sy goedheid en guns met julle wees. Mag sy sterk arm julle toevou. En ek sal julle ook uitnooi, nadat ons afgesluit het met gebed. Die lewe gaan vinnig verby. Kom geniet 'n oombliekie saam, kom vertroos mekaar, kom geniet iets saam, hulle het voorbereiding gedoen vir julle, voordat ons net weer aangaan, en die tyd maar net weer verby hardloop. Kom ons ondersteun mekaar. Ek gaan vra dat ons gaan saam staan, en dan gaan ek vir ons afsluit met gebed. Nou wil ek u vra, jy sal sien hier aan my voorkant, aan my regterkant, is daar op die grond so 'n tipper trokkie, met so 'n bietjie grond in sy bak. Dan aan die bokant is daar, ek dink hulle noem dit, wat is dit, 'n pad, 'n bulldozer. 'n laaigraaf. So baie keer wanneer ons so by 'n lewensviering kom, en daar's nie 'n teraardse bestelling nie, het ons nie altyd afskeid wat geneem word nie. Ons het goed gedink dat u vanoggend kom, vanmiddag kom, en net so 'n bietjie grond kom neem. En is so eien aan hom Awie in sy lewe, en net kom afskeid neem. So jy kan daar onder in die bakkie so 'n bietjie grond kom neem, en as laaste eerbetoning hier bo in die laaigraaf kom ingooi. En net kom eer betoon en kom afskeid neem, vat jou tyd, neem afskeid, kom sê bye-bye, en dan gaan ons deur beweeg hier na my linkerkant toe. Ons familie en vriende tyd gaan saam spandeer, en mekaar net gaan kom ondersteun. Baie dankie vir elkeen van u wat van ver af gekom het, die van u wat aanlyn was, baie dankie. Mag die Here u seën, mag sy guns met u wees. Onthou altyd, jy's kosbaar en jy's waardevol. Kom ons staan, gaan ons saam bid. Mag ek vra dat jy tog die persoon langs jou se hand neem, iemand naby jou net so 'n bietjie inhak, ons is familie en vriende, en ons het mekaar nodig, kom ons ondersteun mekaar. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus en in die krag van die Heilige Gees wil ons hierdie lewensviering van hom Awie kom afsluit vandag. Met ons belydenis dat U ons God is. En dat ons weet dat U altyd daar is. Dat al gaan ons deur die dal van doodskaduwee, kan ons vandag bely dat U stok en U staf sal ons lei. En dat ons weet U sal ons nooit begewe en nooit verlaat. Here, ek bid vandag dat U hierdie gesin en familie sal kom styf vashou, sal kom versterk, sal vertroos en sal seën in die naam van Jesus. Soos wat Johanita daardie lied sing, ek lê jou by Jesus se voete neer. Here, lê ons nie net vir hom Awie by U voete neer nie, maar wil ek ook hierdie familie en vir Tannie Babsie by U kom neer en vra dat U haar sal styf vashou,
sal bekragtig en sal seën en ook so elkeen wat deur hierdie seisoen gaan. Ons bid dit in die naam van Jesus. U is ons Here, ons God, en U is ons hoop waaraan ons vashou. Seën die res van hierdie verrigtinge vandag en die dae wat voorlê. Ons bid dit in die magtige naam van Jesus Christus. Dankie Here. Amen. Amen. Die woord van die Here sê, uit stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En dit is ook ons belydenis vandag. Mag jy met die vrede van die Here gaan. Shalom, shalom. Amen.